Nou praat ons weer met Dr. Christo Nodee. Ja, ons het so 'n bietjie gepraat oor skuldgevoel. Ja, Willem, ek dink ons moet so 'n bietjie praat oor skuld. Ek dink skuld is aan die orde van die dag, maar hierdie skuld is bietjie anders as die finansiële skuld wat 'n mens baie keer oor praat en baie van ons luisteraars miskien baie goed ken. Hierdie skuld het te doen met die skuld van wanneer ek verkeerd kies en verkeerd doen. Dit is die skuld waarmee ons vanmiddag bietjie gaan gesels. Dit is eintlik die gevolg van, kom ons sê, verkeerde aksies in my lewe. Ja, dit is so, en Willem, ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor wat is skuld, hoe lyk dit, en dan wat maak ons daarmee? Nou ja, Christo, ek dink baie van ons loop met groot skuldgevoelens rond, party seker geregverdig, en baie keer minder geregverdig, maar op die ou end is dit nie hoe ons hoef te leef vorentoe nie. So, waar gaan jy vandag met ons begin met skuldgevoel? Ja, Willem, ek dink as 'n mens praat oor waardes en 'n mens praat oor jou lewe en 'n mens praat oor al die dinge wat reg en verkeerd is, kom 'n mens nie altyd by die dinge uit wat 'n mens graag sou wil en hoe 'n mens dit wil doen nie. En dit gebeur baie keer dat 'n mens dan wat ons in die algemene taal sommer noem klomp skuldgevoelens in ons ronddra. En ek wil vandag so 'n bietjie praat daaroor, want as Christen praat ons oor skuld en skuldgevoelens. En skuld het te doen wanneer iemand 'n wet oortree. Dan is hy skuldig aan die oortreding van 'n spesifieke wet wat hy oortree het. As Christen is ons skuld dat ons voor God kom en dat ons die wet van God oortree. En ek dink dit is belangrike onderskeide hierdie wat ek later aan net so 'n bietjie weer sal na terugverwys. Want die skuld gaan oor die verbreeking van die wet van God. En dit word verbreek, want God wat die wet daar gestel het, sê vir ons, doen dit so. En omdat hy dit sê, beteken dit dat dit is wat hy wil hê ons moet doen. Daar's nie 'n omdraai of 'n onderhandeling of 'n manier van om dit gaan nie. Want hy sit sy heiligheid en sy perfektheid en sy regverdigheid agter hierdie wet en hy sê, dit is wat ek wil hê as God van die heelal. En wanneer ek dan hierdie wet van hom oortree, dan in effek ag ek God onbelangrik en dit wat hy wil hê as waardeloos. Ons dink nie altyd so daaroor wanneer ons dit doen nie, want ons maak dit 'n subjektiewe ding, en ek gaan nou so 'n bietjie daaroor praat, want uiteindelik waaroor dit gaan is, dit gaan nie oor my interpretasie van die wet van God nie, maar dit gaan oor wat is God se bedoeling, wat wil hy hê moet daar gebeur. So hierdie skuld wat ons van praat, is nie subjektief en dit gaan oor my interpretasie van wat reg is, my gevoelens van wat korrek is nie. Dit is die objektiewe, 'n wet wat buite my ontstaan het, wat deur God geskep is en na my toe gebring is en sê, doen dit so. So wanneer ons dan nou kyk na wat is skuldgevoel, dan is dit uiteindelik waaroor ons praat, Willem. Maar ons moet iets daarmee kan doen, nee. Ja, en ek dink dit is die wonderlike, ons kan iets daarmee doen. En daarom moet ons verstaan wat is die verskil tussen skuld en skuldgevoel. Ons kan twee maniere daarna kyk. Aan die een kant is daar skuld sonder 'n gevoel. Dit is so dat sommige mense hierdie gevoel oor skuld verskil van persoon tot persoon. Sekere mense sal op 'n geen parkeringplek gaan staan. As hulle 'n kaartjie in die ry kry, dan vrommel die kaartjie op en gooi hom weg en volgende keer staan hy weer daar. Die punt wat ek wil maak is dat daar kan skuld wees sonder dat ek voel dat ek skuldig is. So ook 'n persoon wat oor 'n rooi robot ry of nie by 'n stopstraat stop. So met ander woorde, die skuld is nie afhanklik van hoe ek daaroor voel nie. Want daar is mense wat kan lieg sonder dat hulle skuldig voel oor enige leuen wat hulle vertel. Mense wat 'n gebrek aan gevoel het
wat voel dat dit wat hulle verkeerd gedoen het, eintlik nie 'n gevoel by hulle wakker maak dat hulle verkeerd was nie. So, die gebrek aan gevoel neem nooit die oortreding van die wet weg nie. Maak dit nie minder verkeerd nie. So, gevoel speel nie 'n rol in die oortreding nie. Maar dan het ons 'n tweede ding wat vir ons help of nie help nie, en dit is gewete. Gewete speel 'n rol in die skuld en skuldgevoel. Gewete is die morele oordeel van die kwaliteit van 'n bewuste daad. So met ander woorde, wanneer ons dan nou besig is met 'n daad en ek kom moreel moet oordeel en ek sê, is die kwaliteit goed of sleg van die daad waarmee ek besig is, help my gewete om vir my te sê dis 'n goeie daad of 'n slegte daad. En sekere mense het nie daardie morele oordeel oor die kwaliteit van 'n bewuste daad nie, en daarom sal hulle slegte dade pleeg sonder dat hulle skuldig voel daaroor. Die gewete is 'n instrument van oordeel, want dit bestraf my oor die verkeerde wat ek doen. Onder Christus se beheer word die gewete dan die instrument om my te begelei in my keuses en my help om te weet hoe om met my verkeerde dade om te gaan. Aan die ander kant is, as gelowige help dit my tot die morele oordeel om te doen wat goed is. My gewete help my dan word die instrument wat my help om te doen wat goed is, en daarom wys dit my die pad na heiligmaking. So skuld, gevoel en skuld is nou weer 'n ander saak, en dit is wanneer ek skuldig voel sonder dat ek skuld het. En dit is omdat ek grootgemaak is. Baie van ons spot altyd met hierdie ding deur te sê dat drank is sonde, dans is sonde, dit is sonde, dat is sonde, maar daar's nêrens bewyse in die Bybel dat dit sonde is nie. Dit is afleidings wat mense gemaak het om te help dat daar 'n beter kontrole is oor mense en hulle gedrag. En daarom het hulle al hierdie dinge ingebring. In familie sal jy byvoorbeeld kry dat 'n familie sal sekere dinge voorstaan as dit is korrek en dit is nie korrek nie. Maar dit maak nie dat jy die wet oortree nie, dit maak dat jy die familie of die gesin se reël oortree het. En dit is iets anders as hierdie skuld waarvan ek dan nou praat. Want die skuld waarvan ek praat het te doen met die wet van God en dit wat ek verkeerd doen daaroor. So, dan moet 'n mens dan ook net die onderskeid tref en te sê dat daar is ook hierdie verskil daarso wanneer 'n mens dan praat oor skuld en skuldgevoel, dat daar verskillende dinge is wat 'n mens kan doen en nie kan doen nie. Maar uiteindelik waaroor dit gaan, is ek en jy moet vir mekaar sê dat as ons praat oor skuld, het dit te doen met die oortreding van die wet van God. So 'n landswet sal ook val onder die wet van God, want God het die regering daar gestel om die wette te laat maak, sodat ons 'n samelewing kan wees wat rustig voortlewe, sodat die evangelie en die koninkryk van God gestalte kan kry en kan floreer. Dis die rede vir 'n regering. So, wanneer ons dan nou praat van hierdie dinge, wat gebeur dan nou met my wanneer ek hierdie skuld moet hanteer? En dit kan ons dan nou so 'n bietjie oor gesels, Willem, want ek dink dis baie belangrik dat ons weet dat wat is skuld wanneer ons praat van skuld en 'n skuldgevoel. Want daar is mense wat skuldig voel oor 'n klomp goed wat hulle aan ander mense verkeerd gedoen het. En daarom benadruk ek vandag die punt dat dit gaan oor die wet van God. So as jy uiteindelik iemand anders benadeel het met wat jy gedoen het, dan moet jy vir jouself afvra, het ek die wet van God oortree? En as jy sê ja, dan weet jy wat om met jou skuld en jou skuldgevoel te gaan doen. En dit is vir my die belangrike waarby ons moet uitkom, want ek dink baie mense loop met 'n klomp skuldgevoelens rond oor verkeerde dinge wat hulle aan ander mense gedoen het en hulle weet nie wat om daarmee te maak nie. Daarom die baie belangrike ding dat enige skuldgevoel moet gaan getoets word, is dit die wet van God wat oortree is. En as dit is, dan weet ek wat om daarmee te doen. Maar Christo, eintlik as ek hier sit, dan bou jy my uit en sê,
Ja, ek weet wat om te doen, maar dit is so ver dat mens amper wil sê, ek weet nie wat om te doen nie. Kom ons sê so, Willem, wanneer ons praat oor skuld, dan beteken dit dat daar is 'n wet oortree. As ek iemand anders benadeel het ek gesteel, het ek die persoon seer gemaak, het ek die persoon bedrieg, dan kan 'n mens dit baie maklik sommer na die 10 gebooie toe trek, en ek wil nie hier die hele saak van skuld en skuldgevoel oorvereenvoudig deur te sê dis net die 10 gebooie nie. Dis bloot 'n voorbeeld. Maar uiteindelik, wanneer dit vir 'n mens gaan om te help om te verstaan wat is dit wat die wet van God van ons vra, dan moet ons die Bybel baie goed ken, natuurlik. Want in die Bybel is daar 'n baie mooi uiteensetting van 'n klomp dinge, van hoe ons dit moet doen en nie moet doen nie. En daarom is dit vir ons belangrik dat ons die Bybel ken. Want die Bybel help ons om die wet van God, die 10 gebooie, baie mooi te verstaan en dit te kan toepas. So, wanneer ek dan nou skuldig voel oor iets wat ek gedoen het, dan is daar net een plek waar ek iets daarmee kan gaan doen. En dis die wonder. Die evangelie, die Christelike godsdiens, is die enigste godsdiens wat vir my help om te weet wat om met my skuld te doen. Hy sê vir my, jy vat dit na die een teenoor wie jy skuld gedoen het, teenoor wie jy oortree het, en dis na God toe. En God het 'n hele plan in plek gebring, sodat daar met my skuld omgegaan kan word. Dat my skuld iets mee gedoen kan word, en ek beter kan word, en beter kan wees. En dit is vir my die wonderlike van die Christelike godsdiens. Daar is 'n oplossing rondom wat ek moet doen en kan doen. Die wet vir die Christelike godsdiens is die enigste godsdiens wat my help, dat met hierdie skuld wat ek het, ek 'n oplossing gebied word. Die oplossing is, ek gaan na God toe, en ek sê vir hom, ek het hierdie oortreding gedoen. En dan, wanneer ek dan na God toe gaan, en ek sê vir hom, ek het hierdie saak benadeel, ek het hierdie saak gedoen, ek het hierdie daad gepleeg, dan kom God en hy sê vir my, in Christus kan jy hierdie saak hier los. Ek weet daarvan, ek weet dat jy dit gedoen het, en Willem, dis miskien 'n regte tyd dat jy ook vir ons die storieetjie vertel van die hoenderhaan, maar jy het hierdie saak verkeerd gedoen. En nou kom God en hy sê vir ons, maar nou kan jy iets daarmee gaan doen. Jy kan jou saak, jou verkeerde daad en jou skuld hier los by my. Sien jy, daar is my seun. Hy het al die skuld wat jy moes dra vir hierdie verkeerde ding reeds gedra. Stap na hom toe, sê dat jy hom wil volg vir die res van jou lewe, en hoor wat hy te sê het. En dan kom ek by Christus, en Christus sê vir my, jy is vergewe. Kom, ek gee vir jou 'n splinternuwe manier van leef en doen binne in jou. En nou moet jy dit gaan leer verstaan en inoefen vir die res van jou lewe. En dis nie mooi wat God met ons kom doen, met ons skuldgevoelens. So met ander woorde, my skuld en my skuldgevoel het 'n plek om na toe te gaan, het 'n adres om dit dan in te gee, sodat ek dan kan uitkom as iemand wat verander is, getransformeer is, deur 'n nuwe ding binne in my te kry, wat my help om anders te lewe, anders te dink en anders te doen. En dan sonder skuld, nee. Of sonder skuld. En dan kan ek die skuldgevoel wat ek het, is blote gevoel. Want die feitelikhede is al hierdie dinge wat ek nou genoem het. So 'n skuldgevoel moet nou ondergeskik word aan die feite van wat gebeur het met my skuld. En ek kan dan nou gaan en sê, God wat van buite af die wet gegee het van buite af die regstelling vir my bewerkstellig.
En altyd lê buite my. Dis nie binne in my wat dit gebeur het. En my gevoel kan ek nou laat gaan. En daarom kan ek dan by vergifnis uitkom, by ander mense gaan vergifnis vra en verhoudings herstel. Want ek het 'n herstelde mens geword. Ek het iemand geword wat verander is in 'n skuldenaar na 'n verloste. Jy het gevra van die storie van die hoenderhaan vir die wat dit nog nie gehoor het nie. Christo, ek is so beïndruk met hierdie verduideliking van die skuldgevoel. En in eerste plek het jy gesê dat ons moet gaan uitmaak of dit een wie ons gesondig. As dit teenoor God is, dan ons moet ons dit met hom uitklaar. En ja, dit was my baie lekker om dit te hoor. Maar soos ons baie keer weet, loop mense of ons self vir 'n tyd lank, partykeer baie lank rond met 'n gevoel van skuld, omdat ons dit nie gaan uitklaar by die een met wie ons moet uitklaar nie. En dit laat my dink aan die storie van Pietie en sê maar Sunny wat op die plaas gaan kuier het by oupa en ouma. En jy weet, oupa wil vir Pietie leer om al die dinge wat nou soos 'n jong man op die plaas moet doen, so hy gee vir hom 'n windbuks en sê jy moet iets gaan skiet in die veld, en so gaan hy elke dag veld toe, maar elke dag kom hy terug en hy's nou dan so gefrustreerd, want hy kry niks reg of hy skiet nie raak nie. En Sunny moet natuurlik help by die huis om skorrelgoed te was of beskuit te bak, wat ook al, want dit is wat ouma wil hê, dogter moet leer. En so hier by die einde van die vakansie toe, stap Pietie terug en hy sien hier's oupa se hoenderhaan en hy pure frustrasie skiet hy die hoenderhaan dood. En toe hy natuurlik die hoenderhaan dood geskiet het, dan weet hy nie ook nie wat om daarmee te maak nie, en hy begin toe 'n gat grawe daar onder die boom en hy wil hom begrawe, maar net toe hy so halfpad begrawe is, toe kom Sunny daar en sê, wat het jy gemaak? Hy sê, nee, ek het hierdie hoenderhaan geskiet, maar jy mag nie vir oupa sê nie. En so sit hulle aan die aand aan tafel en ouma sê, Sunny, jy moet was die skorrelgoed was. Hy sê, ag ouma, het het gesê, hy sal het vanaand was. En so dreig sy hom elke dag af en is maar aan terug huis toe en as dit wiskunde gedoen moet word, dan sê sy, doen gou my wiskunde. En hy sê, nee, ek gaan nie, dan sê sy, maar ek gaan vir oupa vertel van die hoenderhaan. En so word sy lewe vir hom hel, want hy kan nadat nie meer sy lewe leef nie, hy moet nou net na Sunny se dreigemente spring. Maar op 'n dag gaan hulle weer op die plaas kuier, en hy kan dit nie meer hou nie, en hy gaan sit by oupa en hy sê, oupa, ek het 'n saak om uit te klaar, ek het 'n groot saak. Hy sê, ja, my seun, wat dit? Hy sê, oupa, toe ek hier voorteen was, het ek die hoenderhaan dood. Hy sê, ek het gesien. Hy sê, maar oupa het niks gesê nie. Hy sê, seun, ek wil gekyk het, hoe lank laat jy jou afdreig. En jy weet, Christo, hierdie storie van die hoenderhaan, laat my baie keer dink. Jy weet, die duiwel kom ons aankla, terwyl ons die vryspraak het, en kan beleef in ons lewe, net deur te gaan die saak uitmaak. Willem, baie dankie, dit is 'n pragtige storie, en dit is so mooi van toepassing, want die naam van die duiwel is aanklaer. So baie van hierdie skuldgevoelens wat ons het, is juis komende van die duiwel wat nie wil hê dat ons 'n verhouding met God moet hê, wat vry, toeganklik, vol genade en liefde is nie, maar die heeltyd hier in ons pasoppens wees, teenoor ander mense en teenoor God. En dit vat iets van 'n spontaniteit, 'n lewensvreugde en 'n lewenslus, steel dit by ons, omdat ons na hierdie aanklaer luister. En ek dink ons sal juis vandag kom sê, maar skuldgevoelens het sy oorsprong baie keer by die aanklaer, in plaas daarvan dat ons die vryspraak wat buitekant ons lê en aan ons gegee is, aanvaar vir dit wat dit werd is, want dit kom van God. Hierdie skuldgevoelens kom baie keer van die aanklaer af, en van ons eie manier van dink en doen. En dis is hoekom ek dink is belangrik dat ons oor skuldgevoelens praat en sê, maar daar's 'n manier om los te kom hiervan, en ons moet dit gaan aangryp. Nou dan wil ek vir jou een, miskien laaste vraag vra. As ek dit nou my saak met die Here bespreek het en kom ons sê uitgemaak het, ek het 'n saak met hom gaan en ek voel nog steeds skuldig, wat moet ek dan doen? 1 Johannes 1 vers 8 en vers 9 dink ek gee vir ons die antwoord hiervoor. En miskien moet die luisteraars dit gaan lees
Vers 8 sê, as ek sê dat ek sonder sonde is, dan bedrieg ek myself, want ons almal het gesondig. En dan kom vers 9 en hy sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes, en dan baie belangrik, reinig ons van alle skuldgevoelens. Reinig ons van alle verkeerde gedagtes en idees en dade om dit weer te doen. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En dit is die wonder, dat daar 'n reinigingsproses waaraan ook plaasvind. So en ek dink dit is belangrik, dat wanneer ons oor twyfel oor skuld en skuldgevoelens en vryspraak, dat 1 Johannes 1 vers 8 en vers 9 oor en oor gelees word, totdat dit skielik vir my oopgaan en sê, my wêreld, hier staan dit. Nou snap ek het heel waarskynlik vir die eerste keer. Christo, ja, so kan ons elkeen met ons skuldgevoel die regte ding gaan doen. As jy dalk 'n laaste woord het, is jy welkom, en ook as iemand met jou wil verder praat, gee sommer 'n kontaknommer. Ja, Willem, ek wil net sê dat kom ons laat die skuld agter ons en stap in as mense wat die vryspraak aanvaar het en daarmee wil gaan lewe. 082-785-1106 vir enige een wat my wil kontak. 082-785-1106. 1106. Christo, baie dankie, baie seën vir jou. Baie dankie Willem, tot ziens.